Hallo almal en welkom. Vandag gaan ons 'n nogal komplekse onderwerp, hyperstolbaarheid, beetpak en dit vir jou in eenvoudige terme opbreek. Ons gaan kyk wat presies gebeur as jou liggaam se stollingsmeganisme, wel, as dit 'n bietjie in oordryf gaan. Dink 'n bietjie hieroor saam met my. Bloedstolling is mos absoluut noodsaaklik, né? Dit keer dat jy bloei as jy jouself seermaak. Maar wat gebeur as hierdie selfde lewensreddende proses op die verkeerde tyd of op die verkeerde plek aan die gang kom? Dan word hierdie wonderlike beskermer skielike potensiale versteekte gevaar. Jy sien, alles in ons bloedstelsel gaan eintlik oor balans. Dis 'n fyn balanseertoertjie. Aan die een kant het jy pro-stollingsfaktore wat reg staan om 'n klont te vorm en bloeding te stok. En aan die ander kant is daar anti-stollingsfaktore, die polisiemanne wat seker maak dat dinge nie hand uitdruk nie. Hierdie delikate dans word hemostase genoem. En hyperstolbaarheid, ook bekend as trombofilie, is presies wat gebeur wanneer daai fyn balans versteur word. Die skaal kantel te ver na die pro-stollingskant toe en dit op sy beurt verhoog die risiko vir die vorming van gevaarlike, onnodige klonte, 'n toestand wat ons trombose noem. Goed, kom ons duik 'n bietjie dieper. Waar kom hierdie wanbalans vandaan? Ons gaan eers kyk na die oorsake waarmee jy gebore word, daai genetiese risikofaktore wat in jou DNS ingeprent is. Stel jy voor 'n oomblik jou stollingsproses voor soos om 'n kar te bestuur. As jy 'n oorgerefte probleem het, beteken dit gewoonlik een van twee dinge. Of jou liggaam se natuurlike remme is te swak om die proses te stop, of die versneller wat alles aan die gang sit, het iewers vasgehaak. In daai eerste geval, die verlies van die remme, word mense gebore met laer vlakke van natuurlike antistolmiddels, goed soos proteïen C, proteïen S en antitrombin. Dink aan hierdie proteïene as die liggaam se ingeboude veiligheidsmeganisme om die stollingsproses af te skakel. As jy te min daarvan het, gaan die proses net aan en aan en aan. So, dis die remme? Maar wat van die vasgehaakte versneller? Wel, die mees algemene voorbeeld hiervan, en sommer ook die mees algemene oorgeërfde oorsaak van hyperstolbaarheid, is 'n toestand met die naam faktor 5 Leiden. Wat is faktor 5 Leiden nou presies? Dis 'n klein verandering, 'n mutasie in die geen vir faktor 5, een van die hoofengines van die hele stollingskaskade. Hierdie mutasie maak faktor 5 basies doof vir die afskakelsein van proteïene C. Die versneller sit dus vas en dit lei tot oormatige klontproduksie. Wat nogal verbasend is hoe algemeen hierdie toestand eintlik is. Tot soveel as 7% van mense met Europese afkoms is draers van hierdie mutasie. Dis merkwaardig algemeen vir 'n genetiese toestand wat sulke ernstige potensiële gevolge kan hê. En hierdie grafiek wys die impak daarvan so duidelik. Kyk net na daai stawe. As jy 1 kopie van die geen het, is jou risiko al klaar 3 tot 6 keer hoër as normaal. Maar kyk wat gebeur as jy 2 kopies. Die risiko skiet die hoogte in na 'n verstommende 20voudige toename. Dis 'n reuse verskil. Maar genetika is net een deel van die storie, né? Kom ons beweeg nou aan na die risikofaktore wat 'n mens gedurende jou leeftyd kan ontwikkel. Dis wat ons die verworwe snellers noem. Baie algemene lewensgebeurtenisse en mediese toestande kan daai stollingsbalans tydelik versteur. Dinge soos swangerskap, die gebruik van die pil, kanker, groot operasies of selfs ernstige beseringe kan jou liggaam in 'n prostollingstoestand plaas. Kom ons kyk vinnig na 2 van hierdie. Tydens swangerskap en ook met die gebruik van estrogen-gebaseerde voorboedmiddels veroorsaak hormonale veranderinge 'n toename in stollingsfaktore en 'n afname in daai natuurlike anti-stollemiddels soos proteïene S. Jou liggaam doen dit eintlik om voor te berei vir geboorte, maar dit skep 'n tydelike hyperstolbare toestand. En hier is 'n regtig fascinerende en teenintuïtiewe voorbeeld, heparin. Dis 'n kragtige bloedverdunner wat ons gebruik om klonte te voorkom en te behandel. Maar by 'n klein persentasie mense veroorsaak dit 'n immuunreaksie wat presies die teenoorgestelde doen. Dit aktiveer bloedplaatjies op groot skaal en veroorsaak gevaarlike nuwe klonte. Dit word HIT genoem. So, hoe weet dokters of dit HIT is? Hulle gebruik 'n slim puntestelsel, die 4 T's. Hulle kyk na die erns van die plaatjiedaling, die trombositopenie, die tydsberekening daarvan na jy heparine gekry het, of daar 'n nuwe trombose is en of daar enige ander moontlike oorsaak is. Dit help hulle om die waarskynlikheid van hierdie paradoksale toestand te bepaal. Goed, so ons het nou oorgeërfde en verworwe oorsake. Hoe pas dokters hierdie kennis in die regte lewe toe?
Wel, dit bring ons by diagnose en die baie belangrike vraag oor wie nou eintlik getoets moet word. En dis seker die vraag wat baie mense hulself nou afvra. Moet almal wat 'n klont kry vir al hierdie genetiese dinge getoets word? Die antwoord, soos dikwels in medisyne, is 'n bietjie meer genuanceerd. Die een goue reël wat dokters lei, is altyd dit: sal die toetsuitslag die pasiënt bevoordeel en hul behandeling verander? Toetsing word regtig net gedoen as die antwoord 'n duidelike ja is. Die doel is om die sorg te verbeter, nie net om 'n etiket op iemand te plak nie. So, wanneer sal dit die behandeling verander? Wel, tipies in situasies soos hierdie, 'n jong persoon kry 'n klont sonder enige duidelike oorsaak, of iemand kry aan mekaar klonte, of daar's 'n baie sterk familiegeskiedenis van trombose. Dis ook belangrik vir familielede van iemand met 'n bekende toestand wat self risikofaktore soos swangerskap of hormoonterapie oorweeg. Reg, ons het die oorsake en die diagnostiese benadering gedek. Kom ons bring alles nou bymekaar en kyk na die groot prentjie, die belangrikste wegneempunt vir jou vandag. Jy sien, jou algehele risiko vir 'n klont is selde net een ding. Dis 'n kombinasie van faktore. Dis 'n wisselwerking tussen jou genetiese aanleg, die verworwe toestande wat jy dalk ontwikkel, en dan nog omgewings- of lewenstylfaktore soos rook of as jy baie min beweeg. En hier is die sleutelkonsep. Risiko is kumulatief. Hierdie faktore tel nie net by mekaar op nie. Hulle kan mekaar letterlik vermenigvuldig. Byvoorbeeld, 'n vrou met faktor 5 Leiden, wat ook die pil gebruik, haar risiko is nie net A plus B nie, dis A keer B, wat 'n dramatiese toename in die algehele risiko veroorsaak. So, om op te som, onthou dat bloedstolling 'n delikate balans is. Jou risiko vir 'n klont kan kom van faktore waarmee jy gebore is, of die wat jy deur die lewe optel. Dokters toets slegs hiervoor wanneer die uitslag regtig 'n verskil aan jou behandeling sal maak. En die heel belangrikste, wees bewus van hoe jou gekombineerde risikofaktore saamwerk. Dit bring ons by die einde. As jy nou dink aan jou eie gesondheid, jou familie se geskiedenis en jou lewenstyl, is die vraag nie of jy 'n gesprek moet hê nie, dis eerder watter een spesifieke gesprek kan jy met jou dokter hê om jou persoonlike risiko beter te verstaan. Want om ingelig te wees, dis die heel eerste stap na proaktiewe gesondheid.